Leraar Kousei Lee, sy vrou Terry en hul dogter Kayla staan op die punt om 'n geloofsprong vir Jesus te doen. Hulle verhuis na Hickory, Noord-Carolina, in antwoord op 'n beroep om 'n Hmong-kerk te help stig. Hy is 'n Hmong-leraar, oorspronklik van Thailand, en Terry koördineer die Adventiste vlugteling en immigrantbediening in Noord-Amerika. Die Adventiste vlugteling en immigrantbediening is in 2009 deur die Noord-Amerikaanse divisie geloods. 2 jaar later het die 13de Sabbatskooloffergawe Kerkstigting 'n ware hupstoot gegee. Toe kon 'n span kerkstigtingskonsultante van 12 taalgroepe, verspreide groepe onlangs hervestigde vlugtelinggesinne besoek en bemoedig. Die eerste stap in ons doel om ander kulture te bereik is om die mense te vind wat God geroep het en hulle te bemagtig om hul eie mense te bereik. Hierdie konsultante het groepe in kerke georganiseer, hul leiers gementor en met plaaslike konferensies in verbinding gebring. Dit het gewerk. Hulle is gerespekteer en mense het aangetrokke tot God gevoel. Hulle werk om kerke te stig was grootendeels doeltreffend en suksesvol. Hulle het ook 'n roeping gevoel om hul eie mense te bereik. Met die hulp van die Heilige Gees het die werk vinnig begin groei. Die aantal taalgroepe het verdubbel. Die vlugtelinggemeentes het verdriedubbel van 57 tot 179. Lidmaattal het vervierdubbel en die jaarlikse doopdienste en tiendes het 8voudig toegeneem. Sodra kerke georganiseer is, het die nuwe lidmate hul gemeenskappe begin dien. Die 13de Sabbatskooloffergawe het ons in staat gestel om met reisonkoste te help vir kerkstigting in gebiede waar daar nie kerke was nie, waar hulle reeds mense bearbei het. Hulle kon nou gaan bedien, kerke onder klein groepie stig en dan kon die nuwe lidmate hul gemeenskappe bereik. Die werk het net gegroei en verder uitgebrei as wat ek ooit kon droom. Leraar Kousei Lee het tot dusver 3 Hmong-kerke gestig en werk tans met 'n 4de. Dit is uiters moeilik om met die Hmong mense hier in die VSA te werk. Sodra die Hmong mense Christene word, dan sal jou eie mense jou afsny. Hulle beskou jou as 'n uitgeworpene en onteien jou. Dus, tensy ons 'n ondersteuningsstelsel voorsien, is dit baie moeilik vir iemand om die kultuur en hulle familie te verlaat. Leraar Kou het 'n wêreldwye Hmong-netwerk geskep wat belangrike Hmong Adventiste leiers en lidmate in elke deel van die wêreld verbind. Hierdie leiers maak beurte om die weeklikse aanbidding te lei. Nou dat die Seilie gesin na Hickory verhuis, is dit hul droom om 'n kerk in Hickory en nog een in die nabygeleë stad Charlotte te stig. Die tweede stap om ons doel te verwesenlik is om 'n Hmong opleidingsentrum te vestig. 'n Plek waar ons leiers kan toerus, nie net in hierdie land nie, maar ons hoop om 'n plek te kan hê waar ons leiers wêreldwyd kan oplei. Dis ons doel en dis ons droom. Leraar Kou, Terry en die vlugtelingkerke reg oor die Noord-Amerikaanse divisie is dankbaar vir julle wat deur julle ruim 13de Sabbatskooloffergawe gehelp het om dit alles moontlik te maak. Baie kerke is as gevolg van die 13de Sabbatskooloffergawe gestig. Die werk onder vlugtelinge het nou baie verder gegaan as wat ons osself kon indink toe ons in 2009 begin het. Bid asseblief vir die werk wat derentyd onder immigrante en vlugtelinge gedoen word. Bid ook vir die Seilie gesin wat kerke in Noord-Carolina stig. Dankie dat u sendingwerk ondersteun wat help om kerke reg oor die wêreld te vestig.